gesê, julle moet gaan en moet Jesus se liefde ook gaan verkondig aan ander mense. En julle moet hom 'n bietjie Jesus liefde gee en so aan. En dit beteken dan nou dat ons na iemand toe gegaan het en vir miskien 'n blommetjie gevat het, 'n bietjie vir hulle gaan bid het, of iets soos dit gaan doen het. En gesê, julle moet altyd doen, al is daar nie 'n foto wat 'n mens neem nie, maar vir hierdie week wil ek julle 'n bietjie by 'n foto neem, want ek kan sien wat julle gedoen het. En Isabel het iemand gaan besoek, en weet jy gaan besoek, Isabel? Die ma se sussie. En sy het daar 'n bietjie, daar ma se sussie bietjie Jesus liefde gegee het, sy het my die foto gestuur, en ek wil graag vir Isabel sê, baie dankie dat jy dit gaan doen het, en dankie dat jy Jesus se liefde aan iemand anders gaan gee. En om vir jou te sê dankie, gee ons vir jou babbels. Daar is hy, gee maar aan die kant, dis nie. Goed, vanmôre se diens gaan oor ek dra 'n kruis. Reg, nou ek moet 'n bietjie hoor. Sê gou vinnig vir my, wat is 'n kruis? Ja. 'n las. Geef vir die man 'n hand klap. Hy is in die gang. So ek dra 'n kruis, beteken ek het 'n las. Ek dra 'n las. Maar 'n las is nie noodwendig altyd 'n negatiewe ding en ons gaan vanoggend daaroor gesels. Want 'n las kan baie ook net wees dat dit jou lewe anders te lyk as wat die hoofstroom lewe lyk. En dat dit dalk van jou 'n bietjie meer vat om dit te kan regkry. Maar ons gaan môre lekker daaroor gesels. As jy die Bybel het, kan jy dit oopmaak by Lukas 9 en andersins kan jy net die bo loop. Maar ek sien so is van julle so Lukas 9. So is Matteus, dan Markus en dan Lukas. Right. Maar daar is die teks op die bord, sê hulle graag wil lees. Markus, Lukas 9, vers 18-20. Reg. Die gaan dit. Op 'n keer terwyl Jesus eenkant besig was om te bid, het sy disippels by hom saamgekom. Toe vra hy hulle: "Wie sê die mense is ek?" Hulle antwoord: "Johannes die Doper. Party sê weer Elia, en party 'n profeet van die ou tyd het opgestaan." "Maar julle," het hy gevra, "wie sê julle is ek?" Toe antwoord Petrus: "Die gesalfde van God." En dan kan jy gou na vers 23 toe gaan. Vers 23 sê die volgende: "Toe het hy vir almal gesê: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor, elke dag sy kruis opneem en my volg." Ons gaan net so ver lees, dis die stukkie wat ons môre gaan lees. Daar is 'n interessante gedeelte om dit te gesels en te lees, hè? Om jou kruis op te neem en Jesus te volg. Maar kom ons begin by die begin van hierdie gedeelte. Kom ons gaan selfs 'n bietjie oor gesalfde, né? Right, is jy reg vir dit? Is jy reg? Okay, Jackie, is jy reg? Is jy reg? Okay, kom. Reg. In die ou dae het die mense so 'n bietjie gestink. Right? Nou ek sê dit nie wat ek heerlik is met hulle, ek sê dit omdat dit waar is. Sien, hulle het nie goed gehad wat ons het vandag nie. Sien, ons het vandag Mitchum, en ons het Pink Happiness, en ons het Nivea Pure Impact. En wat ons nog het, ons het Showers, en ons het Barnes, wat baie mag werk, en ons het toilette, en ons het toiletpapier. Allerlei sulke dinge wat gemaak het, dat ons nie meer soveel kan stink, soos mense gestink het in die verlede nie. Weet jy, wie van julle het al ooit so 'n bietjie ver gestap, of bietjie gaan rugby speel? En dit is die twee beste voorbeelde. Wie het al op die 70ste minuut van 'n rugbywedstryd sy kop in 'n skraam ingedruk? Manne, ek daar op die rugby nog gespeel het, was ek lank gewees vir my ouderdom. So ek het slot gespeel. Toe eendag hou ek op groei. Weet nie hoe dit gebeur het nie. Ek het op my groei en hare begin uitval. My lyf het net soos gesluit, nou sê ek oud. En toe begin ek krimp. En korter word. Maar in elk geval, daai 70ste minuut as 'n slot
hier tussen manne se bene in, ryk daar skram verskrik. En ek dink dieselfde is so met 'n netbalwedstryd. Na die tyd as meisies netbal gespeel het, jy weet dan stap almal stap sy en sien jy 'n kappie mense om hulle om, jy weet. Ek spot dit, ja. Maar jy het al geryk, nee, of as jy lank in die tuin gewerk het of sulke goeders, jy mense kan 'n ou plankie ontwikkel, jy weet. Weet dit as jy arms opdag kap jou net so, kom jy so in die keel. Nou daai tyd het hulle glad nie goed gehad soos rou aan en daai stap, né? So hou dit in die brein. Die mense in die ou dae het nie algedag oralster so lekker geryk nie. So jy het hulle bietjie probeer vermy, right? Maar nou is daar 'n gebruik wat hulle gehad het. Mense is gesalf. En hulle is gesalf met hierdie lekker ryk olie. En hulle, as jy 'n lekker ryk olie aangesmeer het, was dit nie net soos jy weet jou Piet Jantjies of jou Kalou wat en jy weet jy kom ons net so moet so subtiel wees. As iemand verbykom met hulle sê, dit trek lekker, jy weet. En daai tyd was dit gewees, hulle het nie net so gespuit nie, hulle het hom 'n hele klomp olie oor hulle uitgegooi. En daai olie het hulle vasgekleef en nou het hierdie ouens so lekker geryk. Hulle het so lekker geryk. Jy wil naby die persoon wees want hy ryk lekker. Maar alles wat gebeur het was gewees dat so 'n persoon uitgestaan het. Want almal het op 'n sekere manier geryk. Dit was nie snaaks gewees vir jou om 'n bietjie te mok nie. Dit was okay gewees. Almal het gebeur as okay, want almal het so gevoel. Maar en was so gewees. Maar aan die ander kant was dit gewees in die ding van nou kom iemand in wat so lekker ryk en daai persoon se reuk het die hele plek gevul. Dit was wow gewees. So almal het geweet die ou is gesalf. Almal het dit geweet. Maar hy is ook gesalf vir 'n spesifieke taak. So jy kan sien daarso nie. Iemand is gesalf. Julle Dawid is op ons gesalf en so. Elkeen is gesalf met 'n spesiale taak, het 'n opdrag gekry van die Here af, wat deur mense nou uitgevoer is om jou te lei om hierdie taak te doen. Om met jou te initieer om te begin met die taak. So jy het 'n opdrag gekry. So kom ek vertel dit vir julle anders. Top, wanneer nou is, kom hier. Hang toe. Kom ons sê Jackie, staan hier so. En ek is meneer van Logrenberg, van Laerskool Miranda Park, né? En ek het vir Jacques 'n spesiale taak. En ek sê Jacques, jy moet asseblief vir my na die personeelkamer toe gaan en 'n koppie koffie maak. En ek het vir hom 'n spesiale taak gegee. Nou om seker te maak dat almal weet, ek het vir Jacques 'n taak gegee om te doen. Vat ek Jacques en ek gee vir hom, kom ons sê, 'n blommetjie om vas te hou. So nou stap Jacques in die stoepe af met 'n blommetjie. Nou weet almal, Jacques het 'n taak gekry, want hulle weet die persoon met die blommetjie het 'n taak gekry. En dan kan Jacques die taak gaan uitvoer, maar die blommetjie het ook 'n spesifieke kleur, so hulle weet Jacques het vir my 'n taak uitgevoer vir meneer van Logrenberg. En Jacques doen die taak en as hy die taak gedoen het, dan het hy sy taak vervul. So dit is presies wat gebeur het. Dankie Jacques. Dankie. So dit is presies wat gebeur het in daai tyd met dit om gesalf te wees. So, daar sê, maar kan jy dit lekker sien? Haai, you smell good. So almal het geweet dit is. Maar kom ons kom nou by die tweede gedeelte uit. Jesus